Vandag kyk ons na 'n siekte wat jou bene letterlik van binne af kan vernietig. Maar ons kyk ook na 'n verrassende behandeling wat dalk nie die antwoord kan wees. Dis 'n storie oor hoe die mees basiese element vir lewe, suurstof, dalk die sleutel vashou om 'n been se totale ineenstorting te keer. Dink 'n bietjie daaroor. Dit klink soos iets uit 'n thriller, nê? Nee. Maar vir tienduisende mense elke liewe jaar is dit 'n pynlike, harde werklikheid. Dis die kern van 'n toestand bekend as avaskulêre nekrose. Goed, kom ons breek dit gou af. Avaskulêr beteken basies sonder bloedvate. So wanneer die bloedtoevoer na 'n stukkie been afgesny word, kry daardie beenweefsel nie meer die suurstof en voedingsstowwe wat dit nodig het om te oorleef nie. En die gevolg? Wel, dit begin letterlik doodgaan. En dis die ding, hierdie is nie een of ander rare onbekende siekte nie. Dit tref mense in die vleur van hulle lewe, gewoonlik tussen die ouderdom van 40 en 50. Die heupgewig is die plek waar die meeste getref word, wat dit 'n ongelooflike aftakelende toestand maak. En as jy dit nie behandel nie, is die eindresultaat amper altyd dieselfde. Die been stort in daaie. Hierdie siekte gebeur nie oornag nie. Dit vorder in fases. En vir dokters en pasiënte is dit basies 'n wedloop teen tyd om in te gryp voor die skade onomkeerbaar raak. Kom ons kyk gou hoe hierdie proses uitspeel. Dokters gebruik die Fickat-stelsel om te sien hoe erg die skade is. In fase 1 voel jy dalk pyn, maar die ekstrale, hulle wys niks nie. Teen fase 2 begin jy veranderinge op die ekstrale sien. Die regte gevaarsone is fase 3, waar jy die sikkelteken sien. Dis die teken dat die been begin plat word en dis op pad na ineenstorting. En fase 4? Wel, dis wanneer die hele struktuur val. En sodra daai ineenstorting gebeur, is daar regtig net een groot opsie op die tafel: 'n totale heupvervanging. Dis 'n reuse operasie en is iets wat die meeste mense, veral die jonger pasiënte, hoop om te vermy of ten minste so lank as moontlik uit te stel. So die tradisionele plan van aksie sluit pynmedikasie in, wat eintlik maar net die simptome masker, en dan 'n operasie genaamd kerndekompressie. Dit kan help in die vroeë stadiums deur druk te verlig, maar is steeds indringend en soos ons nou net gesien het, is die eindstasie baie dikwels 'n volle vervanging. Maar wat as daar 'n ander manier was? 'n Benadering wat die probleem by sy wortel aanpak, daai gebrek aan suurstof, sonder dat 'n chirurg iewers hoef te sny. En dit bring ons by 'n regtig merkwaardige behandeling. Hierdie een vraag verander die hele gesprek. In plaas daarvan om die beskadigde been uit te sny of daarin te boor, wat as ons dit kon help om homself van binne af te genees? En dis presies wat hiperbariese suurstofterapie of sommer net HBOT doen. Jy klim in 'n spesiale kamer, die druk word verhoog en jy asem 100% suiwer suurstof in. Daai kombinasie van druk en suurstof dwing jou bloedplasma om massiewe hoeveelhede ekstra suurstof te absorbeer, baie meer as wat jou rooi bloedselle op hulle eie kan dra. Nou, hier's waar dit regtig interessant raak. Die doel van HBOT verander na gelang van hoe ver die siekte gevorder het. As jy dit vroeg vang in fase 1 of 2, is die mikpunt volledige genesing. Maar selfs in die meer gevorderde fase 3, waar die been al begin plat word, kan dit help om tyd te koop en daai groot heupvervanging vir jare uit te stel. Goed, so ons oorstroom die liggaam met suurstof, maar hoe presies help dit om 'n sterwende been te red? Die wetenskap hier agter is eintlik ongelooflik. Daai ekstra suurstof doen 4 kritiese dinge. Eerstens, dit verminder swelling in die beenmerg, wat dadelik help met die pyn. Tweedens, en hierdie is die groot een, dit stimuleer die groei van nuwe bloedvaatjies. Dit herstel basies die toevoerlyn wat in die eerste plek afgesny is. En dan, natuurlik, bring dit suurstof na die weefsel wat besig is om te versmoor en help dit om die hele beenherbouingsproses te herbalans. Dink aan jou bene soos 'n konstruksieterrein wat 24/7 aan die gang is. Jy het 2 spanne. Die osteoblaste is die bouers. Hulle lê nuwe sterk been neer. Dan het jy die osteoklaste, die slopers, wat ou been afbreek. Met AWN werk die sloperspan oortyd. HBOT kom in, gee die bouerspan 'n massiewe hupstoot en sê vir die sloperspan om 'n bietjie stadiger te werk. So, die bottom line is dit. ABO kantel die skaal. Dit verander die omgewing in die been van een waar afbraak die oorhand het, na een waar heropbou en genesing kan plaasvind. Dit gee die been 'n regte kans om homself te red.
Dit klink alles wonderlik op papier, nê? Maar werk dit in die regte wêreld? Kom ons kyk wat die data sê, want die kliniese bewyse vertel 'n baie kragtige storie. 3.84 keer. Onthou daai nommer. Dit klink dalk net soos 'n syfer, maar vir 'n pasiënt met AWN is dit 'n absolute game changer. Maar wat beteken dit presies? Wauw, dit kom van 'n meta-analise. Dis 'n reuse studie wat na 'n klomp ander studies gelyk kyk. En dit het gevind dat pasiënte wat HBOT gekry het, amper 4 keer meer geneig was om 'n positiewe uitkoms te hê as die wat dit nie gekry het nie. Dis 'n reuse verskil. En as ons na die langtermyn kyk, is die prentjie selfs meer dramaties. Na 7 jaar het 81% van die pasiënte in die HBOT-groep steeds suksesvolle uitkomste gehad. Vergelyk dit met net 17% in die groep wat dit nie gekry het nie. Dit wys jou die voordele van hierdie behandeling is nie net tydelik nie, dit kan blywend wees. En vir daai pasiënte wat dit vroeg genoeg vang, is die resultate verstommend. Stel jou dit voor, 4 jaar na die behandeling is 9 uit 10 pasiënte steeds pynvry en het hulle heup-vervanging heeltemal vrygespring. Dis lewensveranderend. Maar, en dis 'n baie belangrike maar, HBOT is nie 'n touerstofie nie. Vir sukses is 2 dinge krities. Nommer 1, vroeë diagnose is alles. 'n MRI is die beste manier om dit vroeg op te spoor. En nommer 2, die pasiënt moet 'n aktiewe rol speel. Dit beteken dinge soos om krukke te gebruik om gewig van die gewrig af te hou, gewig te bestuur en op te hou rook, want rook maak die bloedvloei net nog erger. En dit bring ons terug na waar ons begin het. Vir 'n siekte wat veroorsaak word deur 'n gebrek aan suurstof, lyk dit of die mees direkte oplossing 'n gekonsentreerde dosis van presies daardie element, dalk net die kragtigste een is. Dis 'n merkwaardige gedagte wat 'n mens laat wonder, hoeveel ander mediese probleme kan ons dalk oplos deur bloot terug te keer na die mees basiese bousteen van lewe self?